Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons is besig om te reis deur die woord en uit elke hoofstuk uit vertrou ons dat die Heilige Gees vir ons iets uitlig. Iets wat God aan ons openbaar, iets wat oor Jesus gaan, iets wat gaan oor my identiteit in Jesus en my verhouding met hom, en dat die Heilige Gees ons dan transformeer om meer soos Jesus te lyk. Vandag is ons by Genesis 35 en ons kyk na vers 2. Vers 2 en die tema is raak ontslae. Ek lees vir jou. Jakob beveel toe almal in sy huishouding: raak ontslae van julle afgodsbeelde, was julle en trek skoon klere aan. Dit is interessant vir my dat na die pad wat Jakob al met die Here gestap het tot op hierdie stadium, ons nog steeds lees dat Jakob van 'n klomp afgodsbeeldjies in sy huishouding ontslae moes raak. Dit is 'n opkomende ontmoeting met God wat dit aan die lig bring. Ons sien dat Jakob en sy gesin gehoorsaam is en hulle raak ontslae van hierdie afgodsbeeldjies en hulle gaan ontmoet God met oop harte. 'n Mens sou dink dat na die verskeie ontmoetings wat Jakob alreeds met God gehad het, tot op daardie stadium, daar nie meer sulke goeders in Jakob se huishouding sou wees nie. En tog is daar en moes hy weer eens daarvan ontslae raak. Hierdie storie wys vir my dat dit vir my ook nodig is om gereeld, van tyd tot tyd, selfondersoek te doen en ontslae te raak van enige iets wat na 'n afgod kan neig in my lewe. Dit is tyd in God se teenwoordigheid wat hierdie goed na vore bring en die Heilige Gees sal dit aan my openbaar. Dit is waarom dit so belangrik is om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Te danke aan Jesus hoef ek nie soos Jakob eers my lewe uit te sorteer en dan kan ek na God toe gaan en met hom ontmoet nie. Nee, ek kan deur Jesus na God toe gaan, in sy teenwoordigheid leef en wees en toelaat dat die Heilige Gees met my werk en dan hierdie afgodsbeeldjies, hierdie afgode, hierdie neigings, hierdie denkwyses, dit wat ook al die Heilige Gees aan my openbaar, kan ek dan neerlê en toelaat dat God my reinig daarvan. Dit is soos om skottelgoed wat vuil is in die skottelgoedwasser te sit. Ons hoef nie meer die skottelgoed eers te was en dit dan in die skottelgoedwasser te sit nie. Nee, ons sit die vuil skottelgoed in die skottelgoedwasser en dan was hy dit. So in my verhouding met God, in my daaglikse wandel saam met God, in daardie intimiteit sal die Heilige Gees my reinig. Ek moet net toelaat, ek moet net dit voor die Here bring en nie terughou nie en nie vashou nie. Kom ons doen dit vandag. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U my reinig van alle ongeregtigheid. Dankie dat dit kan gebeur vanuit 'n verhouding met U en dat dit nie nodig is vir my om eers die goed uit te sorteer en dan kan ek 'n verhouding met U hê nie. Dankie Jesus vir die prys wat U betaal het. Dankie vir die gordyn wat geskeur het. Dankie vir die pad wat U gemaak het. Ek kom vandag na U toe en ek lê my lewe weer eens voor U neer. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie met iemand. Subscribe op die YouTube kanaal. Die Here seën jou.